Ons almal is bekend met hierdie scenario. Jy het 'n moeilike dag agter die rug. Baie besig, baie druk, baie teleurstellings. En op pad huis toe, sny iemand jou in die verkeer af. En vir 'n oomblik verloor jy beheer. Jy klap somme op die stuurwiel en sê 'n paar gevleelde woorde. En dan stap jy by die huis in. En jy word vriendelik begroet deur jou familie, maar hierdie donderwolk het saam met jou ingestap. En jou familie hoef nie eers vir jou te vra hoe jou dag was nie, want hierdie reus van woede kan duidelik gesien word. En hulle moet somme op eiers trap rondom jou. Dit is nogals interessant hoe vinnig woede aan ander mense kan afsmeer. En vir baie van ons leef hierdie reus sommer baie naby aan die oppervlak. Ons is maklik geïrriteerd, ons bars vinnig uit in woede, ons sukkel met selfbeheersing, ons sê iets net te vinnig waaroor ons later spyt is. En ons voel skuldig, want ons wil verander, maar ons weet nie hoe nie. Nou, woede is definitief een van die mees vernietigende, mees onderskatte wapens wat die vyand gebruik om huwelike, gesinne, verhoudings en geloofslewens te breek. En tog word woede selde gediagnoseer as die groot gevaar wat dit eintlik is. Studies toon dat woede en gereelde woede-uitbarstings nie net gevaarlik is emosioneel en geestelik nie, maar dat dit ook fisies vernietigend kan wees op ons liggame. Statistieke wys eerstens hoe gereelde woede die risiko van hartsiektes met 19% verhoog. Statistieke wys dat sommige navorsers sê dat woede-uitbarstings jou kans op 'n hartaanval tot 5 keer kan verhoog. Statistieke wys hoe jou kans op 'n beroerte tot 3 keer meer verhoog direk na 'n intense woede-episode. En dan statistieke wys dat woede jou vreugde, jou slaap, jou energie en jou geestelike welstand kan kom steel. En dit is hoekom ek sê dat woede is nie net 'n emosie nie, maar dit is 'n reus. En God se woord wil ons kom wys dat daar 'n beter weg is. 'n Weg waar woede ons nie hoef te oorwin nie, maar waar ons hom oorwin in Jesus Christus. Maar die vraag is, waarom heers woede so oor ons as mense se lewens? Nou, eerstens is dit baie belangrik om te verstaan dat woede is 'n natuurlike biologiese reaksie. Ons liggame is nou net so ontwerp dat ons reageer op 'n bedreiging. Die oomblik as ons pyn voel, of dit fisies of emosioneel is, reageer ons. Ons veg of vlugstelsel word geaktiveer, adrenalien skei af, ons hartklop verhoog en ons liggaam word gespanne. So ja, woede is 'n natuurlike reaksie op bedreiging. Maar hoekom is dit dat woede so heers? Vir my is daar 'n rede hoekom ons generasie bekend staan as the angry generation. En dit is ons leef in 'n uiters stresvolle samelewing. Werkdruk, finansiële uitdagings, veel eisende verhoudings, vergelyking op sosiale media, trauma
politieke spanning. Al hierdie dinge, dit voed die emosionele onstabiliteit wat woede laat opvlam. Maar ek dink wel daar is 'n groter rede hoekom woede so heers in ons lewe. Want onopgeloste pyn word dikwels vermom as woede. Jy sien, woede is baie keer net die masker wat ons opsit elke keer wanneer ons verraad ervaar. Teleurstelling, seer kry, onreg, vernedering en selfs verliese. Mense word kwaad omdat hulle seer het. En hulle weet nie om die seer te hanteer nie. En hierdie seer lei ons na meer konflik, na bitterheid en 'n lewenstyl waar dit normaal geword het dat mense net ontplof. Jy sien, woede het dikwels 'n geskiedenis. Ek weet dat woede kan baie keer net uit die bloute uitkom, maar meer gereeld sien ek woede het 'n geskiedenis. So dan kom die vraag, wanneer is woede geregverdig en wanneer is woede sondig? Nou die Bybel gee vir ons 'n baie gebalanseerde siening daaroor, want woede op sigself is nie noodwendig sonde nie, maar dis hoe ons reageer op dit wat regtig saak maak. En dit is baie belangrik dat ons die onderskeid kan tref tussen regverdige woede en sondige woede. So wat is regverdige sonde? Of regverdige woede, nie regverdige sonde nie, regverdige woede. Efesiërs 4 vers 26 sê vir ons, word kwaad, maar moenie sondig nie. Jy sien, daar is tye wanneer woede 'n goddelike gesindheid weerspieël. Wanneer ons kwaad is oor sonde, oor onderdrukking, ontrouheid teenoor die Here en teenoor mense. En daai kere wanneer ons harte net regtig breek, wanneer God se naam ontheilig word. Soos byvoorbeeld ons sien die woede van die Here elke keer wanneer Israel besluit het om eerder afgode te dien. Ons sien die woede van Jesus toe hy die tempel gereinig het omdat die huis van die Here misbruik was. Maar geregverdigde woede sal altyd gekenmerk word deur die volgende. Daar sal altyd selfbeheersing wees. Dit sal gekenmerk word deur oortuiging en nie deur impuls nie. Dit het 'n God-gesentreerde doel. Dit kom altyd vanaf 'n suiwer hart. En dit is 'n geestelike reaksie en nie 'n vleeslike ontploffing nie. So as jy wil weet of jou woede geregverdig is al hierdie kenmerke teenwoordig. So wanneer is woede sondig? Wanneer woede omslaan in 'n langdurige bitterheid, in wrokke, haat, aggressie, beledigings, vloek en kwestende woorde. Hierteen waarsku die Bybel ons. Onbeheerste woede, maar ook woede wat maklik uitbreek en wat ander mense seermaak. Hierdie is woede wat nie oorgegee is aan God nie. En hierdie is woede wat sondig is, onbeheers en wat net te maklik kom. Ons almal ken die vers in Matteus 5 vers 22, waar Jesus self in die bergpredikasie sê, maar ek sê vir julle, elke een wat vir sy medemens kwaad blyk, nie net kwaad is vir 'n oomblik nie, maar wat vir sy medemens
kwaad bly, sal al klaar voor die regbank moet verantwoording doen. So die Here sê eintlik hierso, Jesus sê dat wanneer ons vir iemand kwaad bly, moet ons verantwoording doen voor 'n plaaslike oordeelsbank. Maar dan gaan hy nog verder. En hy sê, as jy vir iemand sê, jou gek. Nou hierdie is eintlik baie belangrik. In die oorspronklike taal word die Hebreëse woord raka gebruik. En hierdie woord beteken niks werd. Dit is 'n belediging wat iemand se waarde voor ander mense aanval. So die Here sê die oomblik as ons iemand anders se waarde aanval voor ander mense, sal jy nie net 'n plaaslike oordeel hê nie, maar jy moet voor die hoogste regbank verantwoording doen. Maar Jesus stop nog steeds nie daar nie. En hy gaan aan en hy sê, maar as jy vir iemand sê, jou onnosel, nou hier word 'n Griekse woord gebruik, wat nog 'n sterker woord is as raka, en wat vertaal kan word met die woord goddelose. En dit is wanneer jy iemand se karakter of hulle menswaardigheid voor God aanval. Ek wil hê jy moet hierdie vir 'n oomblik besef. Die oomblik as ons iemand se karakter of hulle menswaardigheid vir God aanval, sê dit, sal jy jou in die hel moet verantwoord. Hierdie is 'n goddelike oordeel. So hierdie vers maak dit vir ons baie duidelik dat onbeheerste, minagtende en veroordelende woorde is geestelike moord. En dit plaas ons onder God se oordeel. So wanneer ons die gewigtigheid van hierdie saak regtig verstaan, moet ons die vraag vra, hoe kan ons hierdie reus van woede laat val volgens die Bybel? Nou natuurlik is die einddoel om op 'n plek te kom waar sondige woede nooit meer kop uitsteek nie. En vir my persoonlik is dit die grootste getuienis. As daar situasies in my lewe is waar ek weet dat ek voorheen witwarm sou word van die woede en ek sou sondig gereageer het. Maar nou word ek nie eers meer kwaad nie. En dit is wat Psalm 17 vers 8 oor praat, wanneer dit sê, moenie eers kwaad word nie, laat vaar die woede, moet jou nie ontstel nie, dit bring net kwaad. Maar natuurlik, ons weet, hierdie gaan nie net oornag gebeur nie. Maar dankie tog, God se woord gee nie net vir ons waarskuwings nie, maar dit gee ook vir ons 'n pad vorentoe, hoe ons woede kan bestuur met wysheid, liefde en selfbeheersing. So kom ons kyk na wat 5 Bybelse wapens wat ons het om woede te oorwin. En die eerste een is dieselfde as om elke liewe reus in jou lewe te oorwin. Die eerste wapen is altyd erken jou woede en bring dit na die Here toe. Psalm 4 vers 4 sê vir ons, moenie sondig as jy ontsteld is nie. En hier gee hy vir ons die wapen, oordink dit in die nag op jou bed en wees rustig. Hierdie sê vir ons dat ons tydelike afstand moet neem, die oomblik wanneer woede opvlam. In plaas daarvan om net impulsief te wil reageer. Gee 'n treukie terug. Haal asem. Tel tot 10. En kom ons wees eerlik, partykeer moet ons tot 100 tel. Bid. Want ek moet eerlik vir julle sê, dit is nogals moeilik om kwaad te bly terwyl jy bid. Oorweeg jou motiewe. En dink aan die implikasies van jou woorde en jou aksies. Maar daar is iets wat ek graag hierso wil uitlig, en dit is die woord oordink. Nou, hierdie is iets wat ek rarig
vir 'n oomblik by wil stil staan. Ons leef in 'n tyd waar dit nogals algemeen geword het vir mense om te sê, I'm a overthinker. I overthink things. En daar is baie van julle wat nou julle koppe kan skud en sê, ja, ek is skuldig. Maar jy sien, daar is 'n verskil tussen to overthink and to think things over. Kom ek verduidelik. Overthinking is daardie tye wanneer jy so obsessief oor iets begin dink, dat jy begin scenario's in jou kop skep, wat nooit eers gaan gebeur nie. En overthinking lei altyd dat jy meer ontsteld is na die tyd, as voor die tyd. Jy het sommer jouself opgewerk. But to think things over, om dinge te oordink, soos wat hierdie vers vir ons sê, beteken om dit te oordink, maar dat dit sal lei dat jy rustig word. Nou, hoe is dit moontlik dat ons iets kan oordink en ons word rustig? Bring dit na die Here. Jy sien, soms is ons woede nie net 'n suiwer emosie nie, maar dis eintlik pyn. Dis teleurstelling, dis onreg, dit is onvergifnis. So leef met integriteit voor die Here. Sê vir hom presies hoe jy voel en erken wat jou regtig seer gemaak het. Maar vra ook vir die Here om vir jou die wortel van jou woede te kom wys. Want net dit wat ons kan erken, kan die Here genees. Dan die tweede manier wat ons woede kan laat val is, leer om stadig kwaad te word, deur stadiger te wees om te luister. Jakobus 1 vers 19 tot 20, ken ons almal. Let op, my geliefde broers en susters, dat elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. Want die woede, en hier is 'n baie belangrike vers, want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Nou wanneer ons vinnig is om te praat, maar ons is stadig om te luister, is dit die perfekte resep om vinnig kwaad te word. Want jy sien, ons wil onsself verdedig, ons wil onsself regverdig. Maar as ons net ons kant van die storie het ons net beperkte inligting en dit gaan ons nie lei tot die volle waarheid nie. En dit is hoekom ons eerste reaksie in elke situasie moet wees om agter die kap van die byl te kom, om te luister, om te verstaan en nie om te luister om as ammunisie te gebruik teen die persoon nie. Julle, hierdie vers is so ongelooflik duidelik, dat wanneer ons vinnig kwaad word, ons nie geregverdig of onskuldig voor God kan staan nie. Besef ons die gewig van hierdie vers. As ons vinnig kwaad word, staan ons nie onskuldig voor God nie. Die boodskap vertaling verduidelik vir my hierdie vers is so mooi. Luister hierna. Julle moet ander mense 'n kans gee om te sê wat hulle op die hart het. Luister rustig, sonder om hulle te wil doodpraat. En wanneer dit jou kans is, gee dan jou mening. Maar moet jou nie vererg nie. Want wat gaan dit nou help? As jy jou hier meer verloor, kan jy mos nie meer daarop ingestel wees om te doen wat God wil nie. Wanneer woede regeer, leef en praat ons nie volgens wat God wil hê nie. Die derde ding,
Moenie die son laat ondergaan oor jou woede nie. Efesiërs 4 vers 26 tot 27 sê, word kwaad, maar moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Nou, hoekom moet ons nie die son laat ondergaan nie? Want jy sien, onopgeloste woede word bitterheid. Dit word wrokke, dit word haat en hardheid, en dit word onvergewensgesindheid. En daardie dinge is baie moeiliker om van ontslae te raak, as net jou woede. So ver as wat dit vir jou moontlik is. Los konflik op met jou geliefde, so gou as moontlik. Bel iemand en maak vrede, sê jammer as jy verkeerd was en vergewe. Gou as iemand jou verkeerd hanteer het. Want die Bybel is duidelik en ons almal het dit al ervaar. Dat hoe langer die woede prit, hoe groter word die opening wat ons maak vir die duiwel om amok te saai in ons verhoudings. So soek vergifnis en 'n rekonsiliasie so gou as moontlik. 4de, gebruik sagte woorde, want hulle blus die vuur van woede. Spreuke 15 vers 1 sê vir ons, 'n sagte antwoord keer die woede weg, maar 'n krenkende woord laat die toorn opvlam. Nou, mense dink soms dat sagtheid is swakheid. Maar volgens die Bybel is sagtheid krag onder beheer. So wanneer jy in 'n konfliksituasie is, verlaag jou stemtoon, veral soos wat die ander persoon se stemtoon, hulle stemtoon verhoog. Verlaag joune. Maar 'n sagte antwoord beteken nie net om fisies sag op die oor te wees nie. Maar 'n sagte antwoord beteken ook woorde wat nie skerp is nie, sarkasties, beledigend of aanvallend is nie. Gebruik eerder ek voel as jy doen altyd die volgende. Ons moet leer om eerder te fokus op die probleem en nie op die persoon nie. Ons almal ken die ou gesegdetjie wat sê, speel die bal, nie die man nie. Jy sien, sagte woorde maak 'n harde hart sag. Maar harde woorde in 'n reaksie op mekaar, wel dit maak net 'n onbeheerste, vernietigende vuur. En dan die laaste manier hoe ons woede kan laat val is, wandel in die Gees, want hy produseer die vrug. Ons almal ken Galasiërs 5 vers 22-23, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sien, woede word nie net emosioneel hanteer nie, dit is geestelik. Want 'n mens wat vol is van die Gees, hulle dink anders, hulle praat anders, hulle reageer anders. So vul jou dag met gebed, met skrif, met opbouende gesprekke. Vra gereeld vir jouself, wat sou Jesus nou gedoen het? En volg die leiding van die Heilige Gees, selfs in oomblikke van woede. Jy sien, ons is geroep om nie op ons eie krag te vertrou nie, maar op die Gees wat in ons woon. En hierdie reus van woede moet val. Maar nie deur ons eie wil nie, maar deur God se krag en ons gehoorsaamheid aan sy woord. Slegs die Gees kan woede
permanent kom transformeer. Sy vrug bring wysheid oor hoe om woede te kan hanteer. Mag ons altyd Spreuke 14 vers 29 onthou wat sê dat 'n geduldige mens, en onthou geduld is 'n vrug van die Gees, 'n geduldige mens het baie insig. Maar iemand wat kort van draad is, wel, hulle stal hulle dwaasheid uit. Nou die reus van woede val nie net bloot deur wilskrag nie. En dit val definitief nie deur emosionele onderdrukking nie. En dit val ook nie net deur goeie voornemens nie. Maar die reus van woede word tot sy knie gebring. Die reus van woede moet val by die kruis van Jesus, waar vergifnis vrylik vloei, waar liefde sterker is as ons reaksie, waar die genade groter is as ons seer, en waar die kettinge van bitterheid verbreek word deur Jesus. Jy sien by die kruis van Jesus, daar fokus ek op my eie tekortkominge. Hoeveel keer ek die Here geval het. Maar woede forceer ons om op 'n ander mens se tekortkominge te fokus. Julle, ons almal maak foute. Ons almal was al die rede vir iemand anders se woede. Ons almal het al gesondig in ons eie woede, al dink ons was geregverdig in ons eie oë. Jy sien, baie mense se bedoeling is nie om ons kwaad te maak nie, want hulle maak ook foute, soos wat ons foute maak. Maar selfs in daardie gevalle waar jy weet dat iemand moetswillig jou kwaad gemaak het, moenie tot hulle vlak daal nie. Moenie jy dan ook sondig in jou eie woede nie. Maar laat die reus van woede val. Want hy vernietig harte. Hy vernietig huwelike, verhoudings. Hy vernietig gemeenskappe. Woede kom steel ons rus, kom steel ons vrede, kom steel selfs ons gesondheid. En ons is geroep om nie slawe te wees van onheilige emosies nie, maar om kinders van God te wees, wat gelei word deur die Gees met die vrug van liefde, geduld, selfbeheersing en ja, selfsagmoedigheid. En die Here kom roep my en jou vandag, dat ons woede aan hom sal oorgee, want hy sal jou vrede gee. Here, my gebed vandag is eenvoudig, maar is 'n kreet, Vader, om te sê dat ons nie op ons eie krag kan staatmaak nie. So Here, help ons om nie te sondig in ons woede nie. Maar Here, wanneer ons wel woede ervaar, mag dit geregverdig wees voor U, nie voor mense nie, maar mag dit geregverdig wees voor U, dat heilige woede sal wees, vir dinge wat vir U saak maak. Here, help ons ook dat ons woede nie ons sal beheer nie. Help ons dat dit nie onbeheer sal wees, of dat dit te maklik sal kom nie. En Here, vergewe my, vergewe elke persoon wat vandag sê, Here, ek is jammer dat ek toegelaat het dat woede vinnig kom, dat dit onbeheerst kom by my werk, by my huis, in my kar,
Dis jammer, Here. Vergewe my, want ek kom vandag voor die kruis en ek wil na my eie tekortkominge kyk. Help my dat ek ander mense sal vryspreek wat my kwaad maak. Want Here, ek wil nie sondig in my woede nie. Here, help ons. Ons het U hulp en U krag nodig. Ons het die leiding van die Heilige Gees nodig. In Jesus se naam bid ek dit.